In vandag se les gaan ons nou nog verder met jou faktorisering. Jy moet onthou, faktorisering is 'n kardinale deel van jou wiskunde. Dit is regtig baie belangrik dat jy dit baie goed verstaan en baie goed inoefen, want al jou wiskunde word op dit gebou. In die eerste plek kan jy onthou, in ons eerste lesie het ons gekyk na die grootste gemeene faktor, hoe om die grootste gemeene faktor uit te haal. Die vraag is wat ons mos nou altyd vir ons vra, of daar 'n grootste gemeene faktor is, voordat ons enigsins verder kan faktoriseer. Is dit die belangrike vraag wat jy altyd moet vra. Die volgende een het ons gekyk hoe om die verskil van vierkante of die verskil van kwadrate te herken en dan ook die reël toe te pas om dit te faktoriseer. Dit is baie nodig dat jy dit mooi kan herken. Goed, dan het ons na dit gekyk na ons derde lesie was oor ons kwadratiese drieterm. Ons het gesien hoe om 'n kwadratiese drieterm te erken en ons het geleer hoe om die reëls toe te pas om dit te ontbind. Nou, vandag se les gaan ons nou verder. In vandag se lesie gaan ons steeds werk met die kwadratiese drieterm, maar ons gaan nou bietjie kyk na meer ingewikkelde kwadratiese drieterme. Dit is regtig baie belangrik dat jy doodseker maak dat jy hierdie werk onder die knie het. In die eerste plek gaan ons net gou weer dink oor ons standaardvorm van 'n kwadratiese drieterm. Hoe lyk ons standaardvorm nou weer? As ons kyk na ons standaardvorm, dan het ons 'n koëffisiënt, 'n x kwadraat plus of min 'n koëffisiënt en 'n x plus of min 'n konstante. As jy mooi kyk na hom, kan jy sien jy het 3 terme. Jy kan sien hy is in dalende magte van x. En as jy nou verder kyk na hierdie maggies, kan jy sien daai se 2 en daai se 1. So ek kan dan nou ook sê die eerste term se mag is dubbel die tweede term se mag. Die eerste term se mag is dubbel die tweede term se mag. Nog 'n kwadratiese drieterm wat ons kan herken is as ons 'n koëffisiënt het met 'n a kwadraat, dan het ons 'n plus of min, ons het 'n koëffisiëntjie, maar nou is ons middelterm en 'n a en 'n b. Dan beteken dit ons derde termpie gaan 'n b kwadraat hê. So hoe gaan ons hom erken? Ons sien ook hy het 3 terme. Hy is in dalende magte van a. En hy is in stygende magte van b. Nou weer eens, as jy hier kyk, daai se 2, daai se 1, met ander woorde, die eerste term se mag is 2 maal die middelterm se mag, en nou as jy kyk na die b-kie, is die middelste term se maggie is die helfte van die laaste term se mag. So dit is hoe jy jou kwadratiese drieterm kan herken. Kom ons kyk na nog 'n kwadratiese drieterm. Ons het 'n koëffisiënt, 'n x tot die mag 4, dan het ons 'n plus of 'n min, 'n koëffisiënt x kwadraat y, plus of min, en dan het ons weer 'n koëffisiënt en 'n y kwadraat. So as ons nou mooi na hom kyk, kan ons ook sien ons het 3 terme. Hy is in dalende magte van x. Wat sien julle ook van die eerste x'ie? Dis reg, as ons nou kyk na die eerste x'ie, dan kan ons sien hierdie 4 is 2 maal die middelterm se 4. Verder sien ons hy is in stygende magte van y.
En as julle nou mooi kyk, kan julle sien die middelterm se maggie is weer die helfte van die laaste term se maggie. So dit is hoe jy jou standaardvorm erken vir kwadratiese drieterme. Kom ons gaan net gou weer 'n bietjie terug met ons werk. In die vorige werkies het ons gesê, as ons byvoorbeeld gekry het, vereenvoudig die volgende, dan het ons hakkies uitgemaak. So, die vraag was, vereenvoudig die volgende, dan het ons gekry 2x minus 3 maal met x minus 2. As ons moet vereenvoudig, het ons gesê, ons gaan uitvermenigvuldig, so ons het gesê 2x maal met x gee vir my 2x kwadraat. Dan het ons gesê, my 2x maal met my min 2 gee vir my minus 4x. Volgende stapie wat ons het om te sê ons minus 3 maal met ons x gee vir my minus 3x. Dan het ek daarna minus 3 maal met minus 2 en dit gee vir my plus 6. As ons vereenvoudig het ons die gelyksoortige terme bymekaar getel, so ons kry 'n finale antwoord van 2x kwadraat minus 7x plus 6. Ek gaan net hierdie twee hakies ook nou onder mekaar skryf, sodat julle ook mooi kan sien wat het ons mos nou eintlik gedoen. So, ons het gesê as ons vereenvoudig, gaan ons die twee hakies met mekaar maal, want dit is die produk van hulle. So, in die eerste plek het ons gesê 2x maal met x, en dit gee vir my 2x kwadraat. Daarna het ons gesê, ons maal die 2x met die minus 2, en dit gee vir my minus 4x. Daarna het ons die xie gevat, en ons het hom gaan maal met die minus 3, wat vir my minus 3x gee. Na dit het ons nou die minus 3 met die minus 2 vermenigvuldig, en 'n min maal 'n min is 'n plus, en 3 maal 2 is 6. Dan het ons dit vereenvoudig, ons het gekry 2x kwadraat minus 7x plus 6. Nou wanneer ons faktoriseer, dan werk ons mos nou weer van ons antwoord af eintlik terug. So ons wil hiervandaan af terugwerk soontoe. Ons wil hom weer ontbind in sy faktore, so ons moet hom skryf as sy twee hakies. Nou kan julle mooi sien, as ons hierdie derde kwadratiese drieterm erken, kan julle sien, ons het nou hier 'n 2 wat ook 'n rol speel in hierdie faktorisering. So ons moet daai faktore van 2 ook nou in ag neem. So as ons die vraagie het, faktoriseer die volgende volledig en hulle gee nou vir ons 2x kwadraat minus 7x plus 6, dan moet ons nou onthou dat ons hierdie 2 se faktore ook in aanmerking moet neem. So, ek gaan vir julle wys die 2 metodes wat ons kan gebruik om hierdie faktorisering toe te pas. Nou die eerste metode gaan ek gaan kyk wat is die faktore van 2 en ek gaan kyk na langsom wat is die faktore van 6. Want net soos by jou vorige reeltjies het jou faktore van 6 ook nou 'n invloed, so ons moet kyk na daai faktore. Nou goed, ons reël gaan nog presies dieselfde bly, oor daai plus is, beteken dit die tekens in die hakies gaan dieselfde wees en my teken gaan 'n minus wees. So as ek nou het 2x kwadraat minus 7x plus 6, dan kan ek so lank weet ek gaan 2 hakies hê, omdat hierdie 'n plus is, gaan dit beteken my tekens in die hakies is dieselfde. Wat is my teken nou weer wat in die hakies kom?
Dit moet 2 minusse wees, met ander woorde, ek kan dit so lank inskryf. Nou gaan ons kyk na die faktore van 2, want as julle nou gesien het, by die plekkie waar ek hulle onder mekaar geskryf het, gaan ek op daai manier gebruik om te sê hoe om die verskillende faktore te bepaal. So, kom ons kyk, wat is die faktore van 2x² is 2x en x. Verder het ons nou die faktore van 6. Kom ons begin met die faktore van 6. Faktore van 6 is 6 en 1, 1 en 6, 2 en 3, 3 en 2. Nou moet ons onthou, as ons nou oor kruis gaan vermenigvuldig, moet ons by die faktore uitkom wat se som vir my 7 gaan gee. So, as ek sê 2x maal met 1, dan kry ek 2x. X maal met 6 gee vir my 6x. So, as ek nou het 2x plus 6x, dan kry ek mos nou glad nie 7 nie. Want dit gaan oor die som wat vir my 7 gee. So hierdie kan ek sien gaan nie werk nie. As ek nou die volgende faktore vat, dan het ek my 2x maal met 6x gee vir my 12x. Ek het my x maal met my 1 gee vir my plus x en dit gee vir my 'n som van 13x. Met ander woorde, hierdie 1 en 6 faktore van 6 gaan ook nie werk nie. So ek kan hulle nou maar uitvee. Nou gaan ek met my volgende stapie kyk. Ek het nou 2x maal met 3. Dit gee vir my 6x. Dan het ek x maal met 2 en dit gee vir my 2x. 6x plus 2x is 8x. So dit gee ook nou nie vir my 7 nie. So ek kan hom ook uitkanselleer. Daarna is al wat nou oorbly, kan ek nou sien, is my 2x maal met my 2 is 4x. Verder het ek x maal met 3 en dit gee vir my 3x en 4x plus 3x gee vir my 7x. Nou kan ek met ander woorde sien, dit is die faktore wat ek gaan gebruik om hierdie hakkie te ontbind. As ek nou gaan hulle in die hakkies gaan groepeer, dan kom die twee wat saam met mekaar op dieselfde lyn staan, altyd saam in een hakkie. So ek gaan hê 2x minus 3 en ek gaan verder hê die x en die tweekie moet saam in 'n hakkie staan. Ek het reeds my tekens mos nou vooraf bepaal. Dit is die eerste metode. As ons kyk na ons tweede metode, dan het ons 2x² minus 7x plus 6. Wat ek dan nou gaan doen, is ek gaan die 2 vat en ek gaan hom met die 6 vermenigvuldig. Nou 2 maal 6 is 12. Dan vra ek vir myself, wat is die faktore van 12? Wat se som vir my 7 gee. So as ek nou 12 gaan ontbind in sy faktore, dan kan ek sien dit is 3 maal 4. 3 maal 4 is 12 en 3 plus 4 gee vir my 7. Onthou, ek het nou voor die tyd al besef, maar dit moet mos nou 'n minus 7 wees, 'n minus in die hakkies wees, maar dit moet steeds die som se faktore wees. Dan gaan ek nou hierdie faktore gebruik, en ek gaan die 7 opbreek, so dit moet wees minus 4x minus 3x. Minus 4x minus 3x gee ons vir my 7x plus 6. Nou kan ek hulle saam groepeer, want ek het nou 4 terme, dan kan ek hulle nou so ontbind deur hulle saam te groepeer.
As ek nou 2x² en minus 4x saamgroepeer, kry ek 'n 2x wat 'n gemeene faktor is. Wat oorbly in die hakkie is x minus 2. As ek die laaste tweeetjies saamgroepeer, dan kan ek sien ek kan daar 'n minus 3 uithaal en dan bly daar 'n x minus 2 binne in daai hakkie oor. Wat sien ek nou? Ek het nou 'n gemeene hakkie. So ek kan nou hierdie gemeene hakkie uithaal, x minus 2 en dan bly daar as ek hom uitgehaal het oor my 2x minus 3 en ek skryf dit in my laaste hakkie. Julle kan nou sien, jy kry presies dieselfde antwoord met hierdie tweede metode ook. Hoe meer julle hierdie oefen, hoe beter julle gaan julle raak. So kom ons kyk na 'n klomp voorbeelde wat ons hierdie kan inoefen. My vraagie gaan altyd vra, faktoriseer die volgende volledig. Ons kyk na ons eerste voorbeeld. Ons eerste voorbeeld wat hulle vir ons gee is 6x² plus 7x minus 3. Kom ons gaan nou net die proses deur van wat jy alles aan moet dink wanneer jy hierdie faktorisering begin doen. In die eerste plek gaan jy vir jou vra, het jy 'n gemeene faktor? Want onthou, ons het gesê, altyd voordat ons faktoriseer, is dit die eerste ding wat ons moet vra. Gemeene faktor, en my antwoord op dit is nou nee. Ek het nie 'n gemeene faktor nie. Die tweede vraag wat ons vra, is uit hoeveel terme bestaan hierdie uitdrukking? Nou, uit hoeveel terme bestaan hierdie uitdrukking? Ons kan sien, plus en 'n minus skei terme, so hy het 1, 2, 3 terme. My antwoord daar is 3 terme. As ek nou kyk, is hy in standaard vorm? Is die volgende vraag wat ons wil vra, is hy in standaard vorm? Hoe het ons standaard vorm gesê, moet hy lyk? Hy moet in dalende magte van x wees, en die eerste maggie moet dubbel die middelmaggie wees. So is hy in standaard vorm. Kom ons kyk, ons het 'n x² en 'n xie, so ja, hy is in dalende magte van x. Hierdie een is 2 maal die middelste ene, so ja, hy is in standaard vorm. Dan gaan ons nou kyk na die verskillende faktore. So ons gaan kyk na die faktore van 6x². Die faktore van 6x², as ons kyk na die faktore van 6x², kry ons 6x en x en ons kry 3x en 2x. Is julle reg daar? Dan gaan ons kyk na die faktore van 3. Nou die faktore van 3 is maar net 3 en 1. Maar omdat ons onseker is hoe die kombinasie gaan wees, moet ons onthou 1 maal 3 is ook faktore van 3, want ons gaan oor kruis vermenigvuldig. Dan kyk ons na die teken voor die laaste term. Wat is die teken voor my laaste term? Die teken voor my laaste term is 'n minus. Daarom kan ek sê, die tekens in die hakies gaan verskil. So, as ek hierdie gaan faktoriseer, ek het gesien die teken vir my laaste term is 'n minus, so ek kan so lank weet die tekens in my hakies gaan verskil. Die een hakie gaan 'n plus wees en die ander hakie gaan 'n minus wees. So die laaste ding waaraan ek moet dink,
As ek oorkruis vermenigvuldig met die verskil van die produkte van hierdie faktore vir my plus 7 gee. So kom ons gaan kyk, wat is 6 se faktore? Het ons gesê is 6x en 1x. En ons het gesê 3x en 2x is die ander faktore. Julle sal sommer gou daarby kom om te erken watter julle kan gebruik om by 7 uit te kom. As ons nou gaan kyk na 3 se faktore, kan ons nou sien 3 se faktore is 3 en 1 of 1 en 3. Nou gaan ons oorkruis vermenigvuldig en ons moet by 'n verskil uitkom van 7. Julle kan sien as ons nou hier gaan oorkruis vermenigvuldig, gaan ons kry 6x en ons kry 3x. Nou 6x minus 3x of 3x minus 6x gee nie vir my 7 nie. So daai is nie 'n opsie nie. As ons nou gaan kyk na 6x maal met 3, dan kry ons 18x. So julle kan sien, dit is ver te groot. So 18x en x, dit gee ook nie vir my 'n verskil van 7 nie. So ek gaan geen van hierdie faktore gebruik nie. So as ons nou kan gaan kyk na die 3x en die 2x, kan julle sommer dink oor hoe ons 3 se faktore moet kombineer om by 'n verskil van 7 uit te kom. As ons kyk na 1 en 3, dan kan ons sien, as ons oorkruis vermenigvuldig, dan gaan ons kry 3x maal met 3 is 9x. Ons kry 2x maal met 1 is 2x. Ons moet by 'n verskil van plus 7 uitkom. So as ek hier kyk, gaan ek sê 9x minus 2x gee vir my 7x. Dit beteken as ek die 2x vermenigvuldig, dan moet ek hom met 'n minus 1 vermenigvuldig, want die teken gaan voor die laaste term in die hakkie. Met ander woorde, 2x maal met minus 1 gee vir my die minus 2x. Nou kan ek dit in my hakkie gaan skryf, so die 3x minus 1 moet in my 1 hakkie kom, so ek gaan hom daar skryf. Dan moet die 2x plus 3 moet in my ander hakkie kom, so ek skryf hom as 2x plus 3. En daar het ek nou my sommetjie gefaktoriseer. As ek nou kyk na my tweede metode om hierdie selfe sommetjie te doen, daai was nou my eerste metode. As ons nou net weer kyk na ons tweede metode. Ons tweede metode het ons gesê, ons het jou 6x kwadraat plus 7x minus 3. Dan gaan kyk ons om die 6 met die 3 te vermenigvuldig. Ons sê 6 maal met 3, 6 maal met 3 gee vir my 18. Dan gaan ons kyk na die faktore van 18, wat se verskil vir my plus 7 gee. Nou 18 weet ons is, 9 maal 2 gee vir my 18. As ek nou gaan kyk na die verskil, met ander woorde as ek hulle aftrek van mekaar af, dan kan ek sien 9 minus 2 gaan vir my 7 gee. Nou gaan ek hierdie faktore groepeer, sodat ek 'n gemeene faktor kan uithaal. En dan kan ek hierdie skryf as my 6x kwadraat minus die 2x, want hulle het 'n gemeene faktor, en dan plus my 9x en minus my 3, want 9 en 3 het weer 'n gemeene faktor. So jy kan nou hier sien dat die minus 2x plus die 9 gee vir my plus 7x. Nou groepeer ek die eerste twee saam en ek kan daar 'n gemeene faktor uithaal van 2x. As ek 2x gemeen uitgehaal het, dan bly daar 'n 3x minus 1 oor. Volgende groepeer ek die 9x en die 3 saam en dan kan ek daar 'n gemeene faktor van 3 uithaal en daar bly daar 'n 3x minus 1 in my hakkie oor.
Nou kan ek sien ek het weer 'n gemeene hakkie van 3x minus 1. Nou kan ek my 3x minus 1 gemeenskaplik uithaal. As ek hom uitgehaal het, dan bly daar 'n 2x plus 3 oor. My tweede voorbeeld gee vir my minus 10b² plus 6a² minus 11ab. Nou ons gaan weer net kyk na my eerste metode, hoe ek hierdie gaan faktoriseer. Die eerste plek vra ons mos nou vir ons, is daar 'n gemeene faktor? As jy kyk na hierdie sommetjie, kan jy 'n gemeene faktor sien? My antwoord op dit is nee, ek het nie 'n gemeene faktor nie. My volgende vraag wat ek vra is hoeveel terme het hierdie uitdrukking? Nou hoeveel terme het hierdie uitdrukking? As ek tel plus in 'n minuskei terme 1, 2, 3, ek het 3 terme, met ander woorde my antwoord is daarop ja. As ek nou die volgende vraagie vra, is hy in standaard vorm? Wat gaan julle sê? Is hy in standaard vorm? Nee, hy is nie in standaard vorm nie. Dan gaan ek hom skryf in standaard vorm. En reg, as julle nou sien, ek moet hom skryf in my standaard vorm, so ek het nou A's en B's. Ek sal hom rangskik, laat my plus a² voor is, sodat ek dit mooi kan herken. 6a², dan kom my minus 11ab, want hy moet in dalende magte van a wees, en in stygende magte van b, en dan minus 10b². Nou kan julle wel sien, hy is nou in standaard vorm, want hierdie mag is dubbel daai een, en hierdie een is die helfte van daai een, so hy is in my standaard vorm. Nou gaan ek die volgende vra, wat is die faktore van minus 10? Nou gaan ek die volgende vra, wat is die faktore van 6a²? Faktore van 6a² is 6a en 1a, of 3a en 2a. Die volgende vraagie is, wat is die faktore van 10b²? Daar weet ons nou dis 10b en 1b, of 1b en 10b. Dan weet ons ook, dit kan wees 5b en 2b, of 2b en 5b, want onthou ons moet die kombinasies saamsit, sodat ons kan kyk wat is die antwoord as ons oor kruis vermenigvuldig. Die volgende vraagie wat ons vra is, wat is die teken voor die laaste term? Nou as ons kyk na die teken voor die laaste term, sien ons dus 'n minus. Die teken voor die laaste term is 'n minus. Dit beteken die tekens in my hakkies gaan verskil. Een hakkie gaan 'n plus wees en een hakkie gaan 'n minus wees. So, as ons nou die laaste ding wat ons moet doen, as ons oor kruis vermenigvuldig, moet ons 'n verskil kry van minus 11. Goed, so kom ons gaan kyk. Ek wil sommer nou by hierdie ene vir julle sê, as julle gaan kyk na die faktore van 6, wat nou 6a en 1a is, en die faktore van 10, wat nou 10 en 1 en 1 en 10 is, dan kan julle mos sien hierdie is nie faktore wat ons sal gebruik nie, want hulle raak hopeloos te groot en hulle verskil gaan nie vir ons by 11 uitbring nie. Selfs as ons met die 5 en die 2 werk,
As ons die 5b en die 2b het en ons het die 2b en die 5b, dan kan julle ook sien as ons oor kruis gaan vermenigvuldig, dan gaan ons 12 en 5 kry en ons kry 30 en 2 wat nie vir my naby by 11 uitbring nie. So daai opsies gaan nie werk nie. Die moontlike opsies sal my wees 3a en 2a. En onthou, ons het nou al gesê, ons weet ons gaan ons 2 hakkies hê, die een hakkie gaan 'n plus wees en die een hakkie gaan 'n minus wees. Nou as ons nou kyk na 10 se faktore, as ek mooi dink oor dit, dan kan ek dink oor 5b en 2b, dit kan vir my 'n moontlikheid wees, of ons kan dink aan 2b en 5b. So as ons oor kruis vermenigvuldig, dan moet ons by 'n verskil van 11 uitkom. So kom ons begin om te kyk wat ons antwoord gaan wees. As ek het 3a maal met 2b, dan kry ek 6ab. As ek het 2a maal met 5b, dan kry ek 10ab. Nou op geen manier gaan hierdie vir my ook by minus 11 uitbring nie, want 10 minus 6 is 4ab, en as ek nou 6 minus 10 het, 6 minus 10 het, dan kom ek by minus 4ab uit. So daai gaan nie 'n opsie wees om te gebruik nie. So ek kan hulle ook maar uitvee. As ek nou gaan kyk na my volgende opsie, dan het ek nou 3a maal met 5b gee vir my 15ab. Ek het 2a maal met 2b en dit gee vir my 4ab. As ek nou by minus 11 wil uitkom, dan kan ek sê 4 minus 15 is minus 11ab. So as ek met die 5b vermenigvuldig, moet ek 'n minus antwoord kry, so 3a maal met minus 5b gee vir my die minus 15ab. Nou kan ek hulle saam groepeer in my hakkies, so my 3a plus 2b moet in my een hakkie gaan, 3a plus 2b, en my ander hakkie is 2a minus 5b. Ek het 2a minus 5b. Onthou wat baie belangrik is by faktorisering is jy kan altyd jou antwoord toets deur gou weer vinnig uit te vermenigvuldig en te kry of kyk of jy jou oorspronklike uitdrukking kry. As ons nou kyk na ons tweede metode, onthou ons gaan dieselfde reeltjies toepas. Ons gaan nou vra, is hy in standaard vorm en of ja, hoeveel terme het hy gemeene faktor, is hy in standaard vorm? Ons het nou klaar gesien hy is nie in standaard vorm nie, so ons het hom nou klaar in sy standaard vorm gaan skryf as 6a kwadraat minus 11ab minus 10b kwadraat. Ek kies ook altyd om die positiewe een eerste te skryf, want as jy die negatiewe een skryf, dan moet jy nou eers weer 'n gemeene faktor uithaal, om hom positief te maak, sodat jy kan faktoriseer. Nou gaan ons kyk na die produk van die 6 en die 10. So as ons nou het 6 maal met 10, kan ons sê daai 6 maal met 10 gee vir my 60. Nou wil ons kyk na die faktore van 60, wat se verskil vir my minus 11 gee. Die faktore van 60 wat se verskil vir my minus 11 gee. Nou 12 en 5 gaan nie vir my minus 11 gee nie. Die volgende, wat ons 6 en 10 gee ook nie vir ons 11 nie. Kom ons kyk gou wat is 60 se faktore. 60 en 1 gaan ons nie eers oordink nie, want dit is duidelik nie hy nie. 10 en 6 hoef ons ook nie oor te dink nie, want dit gee ook nie vir my 'n verskil van 11 nie. 12 en 5 gee ook nie vir my 'n verskil van 11 nie. Die volgende faktore van 60 wat ons het is 15 maal 4,
15 maal 4 gee vir my 60. Die verskil tussen hulle moet vir my minus 11 gee, so ek sien dit is 4 minus 15 gee vir my minus 11. As ek hulle nou groepeer saam met die 6a kwadraat, dan kan ek omskryf as 6a kwadraat. Onthou ek wil 'n getalletjie gebruik wat 'n gemeene faktor het, so ek sien dit moet minus 15ab wees en dan plus 4ab minus 10b kwadraat. Nou kan ek die eerste twee saamgroepeer en 'n gemeene faktor daar uithaal. As ek my gemeene faktor uithaal, kry ek dit is 3a. Wat oorbly as ek my gemeene faktor uitgehaal het, is 2a minus 5b. Ek kan my volgende twee saamgroepeer en ek kan sien ek kan daar 'n gemeene faktor uithaal van plus 2b. As ek die 2b uitgehaal het, dan bly daar oor 'n 2a minus 5b. Nou kan ek sien, ek het 'n gemeene hakkie wat ek nou kan uithaal. As ek my gemeene hakkie uithaal, het ek my 2a minus 5b wat my gemeene hakkie is, dan bly daar by die eerste term 'n 3a oor en by die tweede term 'n plus 2b. En dan het ek hom ook nou gefaktoriseer. Ons derde voorbeeldjie sê vir my ek het 6x kwadraat minus 5x minus 21. Goed, my vraag is, het ek 'n gemeene faktor? Nee. Hoeveel terme het ek? Ek het 3 terme. Is hy in standaardvorm? Ja, hy is in standaardvorm, want hy is in dalende magte van x. Die eerste maggie is dubbel die middelmaggie. Volgende wat ek na gaan kyk is die faktore van 6. Is 6 en 1 en 3 en 2. En dan gaan ek kyk na die faktore van 21. Die faktore van 21 kan ons sien, ons gaan nie eers 21 en 1 oorweeg nie. Volgende faktore van 21 wat ek sal oorweeg is 7 en 3 en 3 en 7. Ek dink ons kan nou ook sommer sien dat ons nie met die 6 gaan werk nie, want dit gaan vir my te groot getalle gee en ek wil by 'n verskil van minus 5 uitkom. Goed. As ek na my kwadratiese 3 term kyk, sien ek het ek 'n minus voor die laaste term, so dit beteken een hakkie moet 'n plus, een hakkie moet 'n minus wees. Kom ons gaan doen die oorkruisvermenigvuldig proses, dat julle kan mooi oefen hoe dit werk. As ons nou gaan kyk na 6 maal 3 kry ons 18 en 1 maal 7 gee vir ons 7. So julle kan sien dit gee nie vir my 'n verskil van 5 nie. Net so kan julle nou sien as ons 6 maal met 7 is groot getalle, dis hopeloos te groot om by minus 5 uit te kom. So ons gaan glad nie met daai werk nie. Ons moet nou probeer kyk na ons volgende ene en uit dit uit moet ons 'n antwoord opspoor. As ons kyk na 3 maal 3, dan kry ons 9. 9x. As ons kyk na die 2 maal met die 7 kry ons 14. Gaan dit vir my help om by minus 5x uit te kom? Onthou ons xie kom saam met ons eerste term. As ek nou het 9x minus 14x, dan sien ek dit gee vir my 'n antwoord van minus 5x. Met ander woorde, ek het die 2 maal met 'n minus 7 gaan vir my minus 14x gee. As ek hulle nou in hulle kombinasies kan sit, dan gaan ek hê 3x minus 7, kom in die minus hakkie, my 3x minus 7, en in my plus hakkie, kom 2x plus 3. En daar het ek hom gefaktoriseer. Dit is nou metode 1 gewees.
As ons kyk na metode 2, ek persoonlik gebruik altyd metode 1, want dit werk vir my die vinnigste, maar as jy kyk na metode 2, dan gaan ons hê 6x² minus 5x minus 21. Ons gaan sê, ons wil die 6 vermenigvuldig met die 21. 6 maal met 21 gee vir my 126. As ons gaan kyk na die faktore van 126, wat is die faktore van 126 wat vir my 'n verskil gee van minus 5. 126 se faktore gaan wees 9 maal met 14. 9 maal met 14 gee vir my 126. As ek nou kyk, dit moet wees 9 minus 14 gee nou vir my minus 5. Die verskil in die faktore moet vir my minus 5 gee. As ek hulle nou wil saam gaan groepeer, dan lyk dit vir my, sal ek die 9 saam met die 6 groepeer en die 14 saam met die 21. So ek gaan dit skryf as 6x² plus 9x minus 14x minus 21. As ek nou hier verder kyk, dan kan ek sien my eerste 2 terme het 'n gemeene faktor wat ek kan uithaal. Ek haal my 3x gemeen uit, dan bly daar 'n 2x plus 3 oor. By die tweede groeperingkie kan ek sien, kan ek 'n minus 7 gemeenskaplik uithaal. As ek 'n minus 7 gemeenskaplik uithaal, dan bly daar 'n 2x plus 3 oor. Nou sien ek duidelik het ek weer 'n gemeene hakkie. Nou my volgende stappie is om die gemeene hakkie uit te haal, dan het ek 'n 2x plus 3 en ek het wat oorbly is dan 3x minus 7 in my tweede hakkie. Ons kyk nou na ons volgende voorbeeldjie. Ons volgende voorbeeldjie sê vir ons minus 2x² minus 13x minus 15. Nou die eerste vraagie wat ons vir ons vra, is of ons 'n gemeene faktor het. Wanneer ons nou gaan faktoriseer, sê ons, is hier 'n gemeene faktor. Nou die oomblik as ek 'n minus voor my eerste term het, gaan ek altyd sê my gemeene faktor is, ek het 'n gemeene faktor en my gemeene faktor gaan minus 1 wees as daar geen ander gemeene faktor is nie. So in die eerste plek gaan ek die minus 1 gemeenskaplik uithaal, dan word my 3 term 2x² plus 13x plus 15. As ek nou hierdie 2x² plus 13x plus 15 het, kan ek so lank weet, ek gaan my 2 hakkies hê. Omdat hierdie 'n plus is, gaan dit beteken my tekens in die hakkies is dieselfde en my tekens gaan al 2 plusse wees, want die teken wat voor die middelterm staan is die teken wat in die hakkie kom. Goed, so nou gaan ons vir ons vra wat is 2 se faktore? 2 se faktore is 2x en x. As ons nou kyk na die 15, gaan ons weet 15 en 1 gaan nou nie vir ons by 'n som van 13 uitbring nie, want 2 maal 1 is 2x en 1x maal met 15 is 15x en dit gee vir my 17x. So ek kan duidelik sien 15 en 1 gaan nie van die faktore wees nie. So ons moet toets watter gaan vir ons wel by 13 uitbring. As julle nou dink oor die faktore van 3 en 5, dan kan ons nou mooi sien 2x maal met 5 gee vir my 10x en x maal met 3 gee vir my 3x en as ek hulle twee bymekaar tel, kry ek 3x plus 10x gee vir my 13x. Nou kan ek duidelik sien dat die 2x plus 3 moet in 'n hakkie kom, my 2x plus 3 en my x plus 5
moet saam in 'n hakkie kom. Hierdie x plus 5 word saam gegroepeer. As ek nou hierdie selfde sommetjie doen, en ek gaan dit met my tweede metode doen, daai was nou metode 1, as ek kyk na metode 2, dan kan ek weer sê, in die eerste plek gaan ek my gemeene faktor uithaal, so as ek het minus 2x² minus 13x minus 15, dan is die enigste gemeene faktor wat ek het 'n minus 1. Ek het 2x² plus 13x plus 15 wat in my hakkie oorbly dan. Dan gaan ek nou die volgende vra. Ek gaan sê 2 maal met 15. My 2 maal 15 gee vir my 30. Wat is die faktore van 30 wat se som vir my 13 gee? Ek kan sê 3 maal 10 gee vir my 30. En is hulle som 13? 3 plus 10 is 13. Nou kan ek hulle net so saamgroepeer, dat die met die gemeene faktor saam is. So ek sal die 10 saam met die 2x² kan groepeer, plus 10x plus 3x plus 15. Want nou kan ek hierso mooi sien, dat my 10x plus 3x is gelyk aan my 13x. Nou groepeer ek hulle omdat ek nou 4 terme het, kan ek hulle groepeer in 2 hakkies, die wat 'n gemeene faktor het. So ek het minus 1, dan het ek daar 'n gemeene faktor van 2x. Ek haal die 2x gemeenskaplik uit, en 'n x plus 5 bly oor. By my volgende groepie, kan ek sien ek het my 3x en my 15. As ek 'n plus 3 daar gemeenskaplik uithaal, dan bly daar oor 'n x plus 5. Nou kan ek duidelik sien, ek het 'n x plus 5 wat 'n gemeene hakkie is, en ek haal my gemeene hakkie uit, en hy word x plus 5. As ek hom uitgehaal het, bly daar 'n 2x plus 3 oor. Nou moet ek net die minus 1 weer in vermenigvuldig, so ek haal eintlik maar net my blokhakkies weg, en ek sê dit is minus x plus 5, 2x plus 3. Dis dan die tweede metode. Ons volgende sommetjie wat hulle vra, is 4a tot die mag 4 minus 34a² minus 18. Nou onthou, die vraag is nog steeds ontbind volledig in faktore. Die eerste vraag wat ek mos my nou altyd vra, het ek 'n gemeene faktor? As jy nou kyk na jou sommetjie, het jy 'n gemeene faktor? My gemeene faktor, ja, ek het 'n gemeene faktor. Wat is my gemeene faktor? My gemeene faktor is 2. As ek nou kyk na my metode 1, dan gaan ek nou my gemeene faktor in die eerste plek uithaal. Ek het 4a tot die mag 4 minus 34a² minus 18. Ek haal my gemeene faktor uit wat 2 is, 2a tot die mag 4 minus 17a² minus 9 bly in die hakkie oor. Nou is my vraag, is hy in standaardvorm? As ek kyk na sy standaardvorm, dan sê ek ja, hy is in standaardvorm, want hy is in dalende magte van a, en ek kan ook sien, daai 4 is 2 maal die 2, so hy is in dalende magte en in standaardvorm. Nou gaan ek kyk na die faktore van 2 en 9, wat se som, wat se verskil. Onthou, ek kan nou al sê, ek het my 2 hakkies, omdat hierdie minus is, beteken dit, my tekens in my hakkies gaan verskillend wees. So ek moet kyk na die faktore van 2 en 9, wat vir my gaan uitbring by 'n verskil van 17. So as jy mooi kyk,
kan ons nou sien, die faktore van 9 gaan 1 en 9 wees. Ek hoef nie 9 en 1 en 3 en 3 eintlik nou eers te toets nie, want ek kan kyk as ek nou hier gaan kyk, gaan ek sien 2a² maal met 9 is 18a². a² maal met 1 is a². Nou moet ek by minus 17 uitkom, so die verskil moet vir my minus 17 gee, so dit gaan wees a² minus 18a² gee vir my minus 17a². Dit beteken die negatief moet saam met die 9 gaan, so ek het 2a² maal met minus 9 gee vir my minus 18a². Nou, hoe gaan ek hulle nou groepeer? My 2a² plus 1 kom in die positiewe hakkie, so ek het 2a² plus 1. En dan kom my a² minus 9 in my negatiewe hakkie, so ek het a² minus 9. Nou moet ek altyd vir myself vra of ek klaar is. Onthou, jy moet altyd seker maak, want as die vraag is faktoriseer volledig, moet jy altyd so ver as moontlik faktoriseer. So as ons nou kyk, kan ons sien ons het hier 'n a² minus 9. As jy mooi naby kyk, kan jy sien dit is 'n 2-term wat geskei word deur 'n minus, en al twee is volkome vierkante, so ek weet ek het my verskil van kwadrate. Nou moet ons die reël van verskil van kwadrate toepas. My reeltjie sê vir my, een hakkie is 'n plus, een hakkie is 'n minus, dis die wortel van a² is a, vierkantswortel van 9 is 3. En nou is hy op sy verste gefaktoriseer. As ons nou kyk na die tweede metode, dan gaan ons steeds vra of ons 'n gemeene faktor het. So as ons het 4a tot die mag 4 minus 34a² minus 18, dan gaan ek my 2 gemeenskaplik uithaal. Ek het 2a tot die mag 4 minus 17a² minus 9 wat oorbly. Dan gaan ek nou vir myself sê, ek moet die 2 maal met die 9. 2 maal 9 gee vir my 18. Die vraag is nou, watter faktore van 18 se verskil gaan vir my minus 17 gee. So 18 is 18 maal 1 gee vir my 18. Minus 18 plus 1 gee vir my minus 17. So as ek daai nou kan skryf, dan gaan ek hom skryf as 2a tot die mag 4, en ek gaan die 18 saam met die 2 groepeer. So ek het minus 18a² plus a² minus 9. Goed, so nou het ek hulle so, dat ek hulle saam kan groepeer. Ek gaan die 2a tot die mag 4 en die 18 minus 18a² word saam gegroepeer. Nou by hulle kan ek sien, het ek 'n gemeene faktor van 2a². As ek die 2a² uithaal, dan bly daar 'n a² minus 9 oor. Die laaste tweeetjies groepeer ek ook saam, hulle is klaar a² minus 9, so die gemeene faktor is maar net 1. So a² minus 9 word in daai hakkie geskryf. Nou kan ek sien ek het 'n gemeene hakkie. As ek my gemeene hakkie nou uithaal, dan gaan ek kry 2, ek haal my gemeene hakkie uit, is a² minus 9, wat bly in my ander hakkie oor, my 2a² plus 1. Onthou, jy moet altyd vir jou vra, is jy klaar as jy dink jy is klaar, om seker te maak. Wat jy hier moet oplet, jy het 'n a² minus 9 in hierdie hakkie, en jy moet dit herken as die verskil van vierkante. 2 terme wat geskei word deur 'n minus, en albei is volkome kwadrate. So ek gaan die reël toepas om 2 hakkies te hê, en dit gaan wees, een hakkie is 'n plus, een hakkie is 'n minus, die vierkantswortel van a²
in die vierkantswortel van 9 wat 3 is. My ander hakie bly 2a² plus 1. Nou gaan ek bloot net my blokhakies wegmaak en die a plus 3, die tweekie kom nog steeds heel voor, a plus 3, a min 3, 2a² plus 1. En dit is my finale antwoord. Ons 6de voorbeeldjie, die vraag is nog steeds faktoriseer die volgende volledig. Ons het 4a² plus 9b² plus 12ab. As jy kyk hoeveel terme is daar, daar's 3 terme. Vraag is, het hy 'n gemeene faktor? Nee, hy het nie 'n gemeene faktor nie. Is hy in standaardvorm? Ek sien hy het 'n 4a², so hy is nie in standaardvorm nie. Hy moet in dalende magte van A wees en in stygende magte van B. Nou kan ek ook sien, die A is a² en 1, die a² is dubbel die 1 sin, en verder sien ek die B se enetjie is die helfte van die agterste eksponentjie, met ander woorde, hy is nou in standaardvorm. Ek het geen gemeene faktor nie, so ek kan nou net verder gaan. Ek weet, ek het 'n plus voor my laaste term. Die plus beteken, ek het dieselfde tekens in die hakies. Wat gaan my teken wees? My teken gaan albei 'n plus wees, so ek kan my plusse inskryf in my hakie. Nou gaan dit oor die faktore van 4 en 9, wat as ek hulle met mekaar oor kruis vermenigvuldig, dan moet ek uitkom by 'n som van 12. 4 se faktore is 4 en 1 en 2 en 2. Maar as ek nou kyk na 4, kan ek mos nou sien 9 en 1 se faktore gaan ek nie gebruik nie, ook die 1 en 9 nie, ook nie 3 en 3 nie. So 9 en 1 en 1 en 9, as ons oor kruis vermenigvuldig, sien ons dit word te groot. 4 maal 3 gee klaar vir my 12, plus nog 3 is nie, so nie een van daai gaan werk nie, so daar gaan nie 'n opsie vir ons wees nie. As ons kyk na die tweede groepie van 2a maal 2a, dan kan ek ook nou mooi dink ek moet 'n som kry van 12. So as ek 3b maal met 3 of 3b maal met 3b het wat faktore van 9b² is, dan kan ek mooi sien 2a maal met 3b gee vir my 6ab. 2a maal met 3b gee vir my 6ab. 6ab plus 6ab gee vir my 12ab. So ek weet, ek is 100% reg. Hoe gaan ek hulle nou groepeer? Ek sit die 2a plus 3b in een hakie, en die ander hakie is ook nou 2a plus 3b. So ek kan hom dan nou skryf as 2a plus 3b, en dit is, hy maal met homself, so ek kan hom skryf as 2a plus 3b se kwadraat. Dit was ons metode 1, as ons kyk na metode 2. As ons kyk na metode 2, het ons hom nou in die eerste plek, skryf ons hom in sy standaardvorm, wat vir my gee 4a² plus 12ab plus 9b². Ek gaan nou vra 4a² maal met 4 maal met 9. 4 maal met 9 gee vir my 36. Nou vra ek, wat is die faktore van 36, wat se som vir my 12 gee? Ek kan sê 6 maal 6 is 36. Dit is die faktore van 36, as ek hulle by mekaar tel, kry ek 12. So ek kan nou gaan sê, dit is 4a² plus 6ab plus 6ab. Ek het die 12ab nou opgebreek as 'n som van faktore van 36. Nou kan ek sien,
Ek het my groeperingkie wat ek saam sit, so ek kan daar 'n 2a gemeenskaplik uithaal by die eerste 2. 2a plus 3b bly in die hakkie oor. As ek my volgende tweekies saam groepeer, dan kan ek daar 'n 3b gemeenskaplik uithaal, dan bly daar 'n 2a plus 3b gemeenskaplik oor. Nou kan ek duidelik sien ek het 'n 2a plus 3b gemeene hakkie. As ek nou my 2a plus 3b gemeene hakkie uithaal, dan sien ek die term wat oorbly in die volgende hakkie is ook 2a plus 3b en ek kan dit skryf as 2a plus 3b se kwadraat. Ons kyk nou na die laaste voorbeeldjie wat 'n klein bietjie anders lyk. Ek het 2m plus 1 se kwadraat minus 8 maal met 2m plus 1 plus 15. As ek nou na hom kyk, kan ek sien ek het 1, 2, 3 terme. Daar is my term 1, term 2, term 3. Nou kan ek sien in plaas van 'n x het ek nou 'n hele hakkie. Ek het 'n 2m plus 1. Daar het ek 'n 2m plus 1. Wat sien ek van die hakkie? Die eerste hakkie se eksponent is 2, die tweede hakkie se eksponent is 1. So die eerste hakkie se eksponent is dubbel die tweede hakkie se eksponent. Hy is met ander woorde in dalende magte van die hele hakkie geskryf. My reël gaan presies dieselfde wees. Ek kan hom faktoriseer in 2 hakkies. Omdat ek hier 'n plus voor die 15 het, beteken dit die tekens in die hakkies gaan dieselfde wees en dit beteken die tekens moet albei 'n minus wees. Nou gaan ek kyk, hier staan 'n spook 1 voor hierdie. So dit is dieselfde as jou gewone kwadratiese 3 term wat net 'n x kwadraat gehad het. So ek gaan vir my vra, wat is die faktore van 15 wat se som vir my 8 gee? Die faktore van 15 wat se som vir my 8 gee. Die faktore van 15 wat se som vir my 8 gee is 5 maal 3. So ek kan my 5 en my 3 inskryf. Dan is my eerste hakkie is my hakkie wat in die eerste plek kom. So as ek nou hom vereenvoudig, dan kan ek my binnehakkies uithaal. So ek kry 2m plus 1 minus 5 en my tweede hakkie het ek 2m plus 1 minus 3. Vereenvoudig deur gelyksoortige terme bymekaar te tel, so ek kry dit is 2m minus 4 maal met 2m minus 2. En dit is dan my finale antwoord. Die ander metode wat jy vir hom kan gebruik, as ons het daai 2m plus 1 se kwadraat minus 8 maal met 2m plus 1 plus 15, dan kan ek gaan sê, kom ek stel dat 2m plus 1 is gelyk aan k. As ek nou 2m plus 1 gelyk aan k stel, dan kry ek 'n vergelykingkie wat nou so lyk. Ek het k kwadraat minus 8k plus 15. Kan julle sien, dit lyk nou soos jou gewone kwadratiese 3 term wat jy in jou vorige lesie gefaktoriseer het. Ek kom daarby dat ek kan sien, ek het 'n plus voor die 15, dit beteken die tekens in die hakkies is dieselfde. Wat gaan my teken wees? My teken gaan 'n minus wees. So ek kan solank my minus inskryf. Dan het ek my k en my k en die faktore van 15 wat se som vir my 8 gee is 5 en 3. Maar nou kan ek nie net hier ophou nie. Ek moet nou weer my 2m plus 1 in k se plek gaan terugstel. So ek kry dus 2m plus 1 minus 5 en ek kry 2m plus 1 minus 3.
As ek dit nou vereenvoudig, dan kry ek 2m minus 4 maal met 2m minus 2. En dit is my finale antwoord. Jy kan nou hierdie faktorisering lywige les gaan inoefen deur jou huiswerk mooi te voltooi en maak seker asseblief dat jy dit mooi onder die knie het. Soos ek al baie keer gesê het, dis regtig baie belangrike werk. Geniet jou huiswerk.